14 en 16. Vers 16, ek sal o Vors u eer bewys, u naam deur die geslagte prys, die volke sal in u verblyd, u loof vir ewig en altyd. Kom ons staan vir die wotum en die seën. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal al my hulp vandaan kom? Al my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Ons Vader, bewaarder van Israel, ons bid om genade, barmhartigheid en vrede van U en ons Here Jesus Christus. Amen. Ons Vader in die hemel, ons dank U hier dat ons mag stil word vir U, dat ons vir 'n tweede maal mag opkom na U huis, dat ons U hier mag ontmoet. Ons dank U dat U Uself met ons bemoei en dat ons mag kom luister na U woord. Dat ons U ook hier mag kom eer en U naam mag groot maak. Sal U ons nou help om dit te doen deur die leiding en die kragtige werking van die Gees, sodat ons nie hier sal wees uit verpligting nie of uit gewoonte nie, maar omdat ons U liefhet en omdat ons U naam wil groot maak. Weer vra ons dat U ons sonde en ons swakhede tegemoet sal kom, ons sonde sal vergewe, en veral nou om ons gedagtes te lei wanneer ons die woord oopmaak, sodat ons mag hoor wat U sê en mag verstaan wat U sê, en wanneer ons dit gedoen het, dat ons ook mag gaan leef wat U sê. Dit vra ons en bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Gemeente, ons gaan vanaand kyk na Romeine 3 en daarmee saam die Heidelbergse Katekismus Sondag 23. Voordat ons saam lees, gaan ons eers saam sing uit Psalm 14. Jy sal die
woorde van Psalm 14 ook hoor aan die begin van die gedeelte wat ons saam lees uit Romeine 3. Daar sing ons vers 1 tot 3 en dan vers 5. Ons lees saam uit Romeine 3, vanaf vers 9 tot en met die einde van die hoofstuk. En dan kyk ons ook na die Heidelbergse Katekismus Sondag 23. Eers Romeine 3, vanaf vers 9. Ons moet wel verstaan waar ons is in die boek. Aan die begin van Romeine, eintlik moet ons onthou, Paulus is besig met 'n argument hier. So hy begin in die begin van Romeine, en dan sê hy, die mense daar ver, die heidene, die mense van die ander kerk, daardie ander mense, die ander volke, hulle is nie reg voor God nie. Hulle is nie gered nie, hulle kan nie hulle self red voor die Here nie. En dan bring hy dit ook nader, hy bring dit so te sê in die huis in, en hy sê, maar ook julle Jode, julle wat God se volk is, ook julle kan nie julle self red nie. En dan maak hy die groot verklaring hier in hoofstuk 3, waar hy sê, almal is, of daar's niemand wat reg is voor God nie. Selfs nie een nie, dit ons ook saam gesing in Psalm 14. So kom ons lees saam van Romeine 3 vers 9 tot aan die einde van die hoofstuk. Wat dan? Is ons beter daaraan toe? Hoegenaamd nie, want ons het alreeds tevore Jode sowel as Grieke daarvan aangekla, dat almal onder die sonde is. Soos daar geskryf staan, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat God soek nie, almal het afgedwaal, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, die gif van adders is op hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is op hulle paaie, en 'n pad van vrede ken hulle nie. In hulle oë is daar geen vrees vir God nie. Ons weet dat alles wat die wet sê gerig is aan diegene wat onder die wet staan, sodat elke mond die swye opgelê kan word en die hele wêreld
hulle voor God moet verantwoord. Daarom sal geen mens op grond van die uitvoering van die wet voor hom geregverdig word nie, want juist deur die wet ken ons die sonde. So hier maak hy nou die groot uitspraak, hy sê, daar is niemand regverdig voor God nie, en dan begin hy die vers 21 met die woorde, maar nou, met ander woorde, 'n groot keerpunt. So almal is sondig, niemand is reg voor God nie, en dan sê hy, maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word as bewys van sy geregtigheid. Want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. Is daar dan nog sprake van roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die wet van die werke? Nee, deur die wet van die geloof. Ons is immers daarvan oortuig dat 'n mens regverdig verklaar word deur die geloof sonder die uitvoering van die wet. Of is God net die God van Jode? Is hy nie ook God van nie-Jode nie? Ja, ook van nie-Jode, aangesien dit een God is wat besnedenis op grond van die geloof regverdig sal verklaar en ook onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan deur die geloof die wet ongeldig? Hoegenaamd nie. Trouwens, ons bevestig die wet. Dan daarmee saam, Sondag 23, vraag en antwoord 59 tot en met 61. So in die katekismes het ons nou deur 'n klomp dinge deurgewerk. Ons het gekyk na die Vader, ons het gekyk na die Seun, ons het gekyk na die Heilige Gees en wat dit alles behels, en dan kom ons nou by Sondag 23 en dan is die vraag, al hierdie dinge, maar wat baat dit jou dat jy dit alles glo? En dan bely ons in ons antwoord dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Hoe is jy regverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus, so dat al kla my gewete my aan, dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is. God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken hy my toe, asof ek nooit sonde gehaat of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is? Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Dan het weer ons fokusvers, vers 24 uit Romeine 3. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. Nou gemeente, wat baat dit jou nou as jy glo? So begin die vraag in Sondag 23. 'n baie direkte en op die man af vraag. En dan moet ons onthou, die Heidelbergse Katekismus is 'n baie persoonlike dokument, wat eintlik voel asof dit direk in gesprek is met die leser. Dit vra soos, wat glo jy? En wat bely jy? Baie persoonlike vraag.
En daarom word die vraag eintlik, moet ons elkeen onsself die vraag vra, wat baat dit my dat ek hierdie dinge alles glo? En dan is die antwoord wat ons bely baie kort en eenvoudig gestel. Daar staan dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Nou hierdie is baie kompak en ons sal dit definitief moet uitpak, dis wat ons vanaand ook wil doen. So die vraag is dan, hoe word ek regverdig voor God? En dis waarna ons wil kyk vanaand. Die tema vir die preek is, Christus is jou geregtigheid voor God, glo in hom. En ons bou hierdie tema dan uit aan die hand van die volgende hoofpunte. Eerstens die betekenis van geregtigheid, tweedens die basis van geregtigheid, en dan laastens die ontvang van geregtigheid. Met ander woorde, wat is geregtigheid? Waar kom dit vandaan en hoe kry ek dit? Hoe maak ek dit myne? Ongelukkig is dit veel te algemeen dat ons hoor of dat daar Christene is, gelowiges, wat glo, maar hulle weet nie eintlik presies hoe dit werk nie. Hulle verstaan nie mooi hoe dit is dat hier 'n man op aarde gekom het, en hy's 'n man en hy's God terselfdertyd, en hy lê sy lewe af, en nou op een of ander manier, net deurdat ek in hom glo, nou word ek gered. Ons verstaan nie altyd mooi hoe dit werk nie, en dis waarna Sondag 23 in diepte kyk. Wat is hierdie transaksie wat plaasvind? Wat beteken dit om geregtigheid van Christus te ontvang? So ek moedig u aan om veral op te let na ons teksgedeelte en dan ook hierdie Sondagsafdeling se inhoud. Eerstens dan die betekenis van geregtigheid. Dis 'n woordjie wat ons baie keer nie veel aandag aan skenk nie. Ons voel maklik, ons verstaan hom nie en dan stoot ons om een kant toe, maar is 'n baie belangrike woord. En ons een kernaspek wat ons hier moet verstaan. En dit het baie mense dalk al lankal vergeet of dalk selfs nog nooit gehoor nie. En daarom wil ek die volgende vraag stel: wat is jou eerste gedagte as ek vir jou sê, vir jou om gered te wees, vir jou om voor God te verskyn, moet jy perfek wees? Jy moet net perfek wees. Jy moes nog nooit sonde doen nie. Jy moes in alles gehoorsaam wees. Jy moes nog nooit verkeerd gepraat het, verkeerd gedink het, emosioneel verkeerd reageer het. In alles moes jy God en jou naaste volkome lief hê, presies soos hy vra. Slegs dan kan jy reg wees voor God, slegs dan het jy toegang tot hom, kan jy naby hom kom. Nou dit is wat die skrif sê, om by God te wees moet jy heilig en sonder sonde wees. Dink aan Adam en Eva, solank as wat hulle die insettinge van die Here gevolg het, was hulle welkom in die tuin van Eden. Die oomblik toe hulle gesondig het, word hulle uit die tuin uitgejaag. En die Here plaas gerubs daar by die ingang, die mens het nie meer toegang nie. Ons kan dink aan die tempeldiens, die mens mag nie kom daar in die allerheiligste nie, selfs die hoëpriester mag net een keer 'n jaar daar kom en dit nadat hy 'n klomp dinge moes doen voor hy mocht ingaan. Of die man Issa, wat die ark wou vang, sodat die ark nie in die modder val nie, wat sterf die oomblik toe hy in die ark vat. Want die mens is vuil, die mens is vol sonde, die mens kan nie by die Here kom nie. En nou sit die hele menslike geslag met 'n probleem na die sondeval, want Adam is die hoof van die menslike geslag. En in hom is die hele mensdom skuldig en doemwaardig voor die Here. Dit is presies wat Paulus dan in Romeine 3 in vers 10 tot 12 vir ons sê, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie, hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Nou moet ons onthou gemeente, ons het hier te doen met die woord van die Here en dit praat met ons vandag. Ons val ook onder hierdie woorde van Paulus. Van nature is hierdie woorde absoluut waar van ons elkeen. Daar is met ander woorde geen van ons wat in perfekte gehoorsaamheid en heiligheid leef nie, en daarom het geen mens toegang tot God nie. Geen mens is reg voor God nie. Nou as die vraag vir ons gevra word, hoe word jy gered, dan is ons antwoord gewoonlik baie direk en vinnig, slegs deur die geloof. Nou dit is heeltemal reg,
Maar hoe versoen ons dan hierdie antwoord van ons word gered deur die geloof? Hoe versoen ons dit met God wat sê, ons moet perfek wees? Ons moet geregtigheid besit. Ons moet reg wees. En dan kan ons toegang tot hom verkry. En dis presies waarna ons dan nou wil kyk. So die vraag is weer, wat is geregtigheid? Geregtigheid is presies dit wat ons nou al heeltyd sê. Dit is om reg voor God te wees. Dit is om perfek voor die Here te wees. God verklaar jou as reg voor hom. Daar's geen aanklag teen jou nie. Jy het nog nooit op enige manier teen hom gesondig nie. En veral in die boek Romeine kry ons die idee van 'n hofsaak. En om geregtigheid te besit is met ander woorde 'n regsterm. Die Vader, hy is die groot regter en hy is die een wat elke mens of geregtig, met ander woorde onskuldig, of ongeregtig, skuldig verklaar. En gemeente, omdat ons glo die Here het ons gemaak, omdat ons glo ons is sy maaksels, beteken dit dat ons in en van onsself 'n eksistensiële probleem het. Vir onsself kan ons niks doen nie, daar is ook niemand anders wat vir ons iets kan doen, enige ander mens wat vir ons iets kan doen nie. Elkeen van ons wat alleen voor die Here staan skuldig, staan ongeregtig. Ons status is een van sondaar, skuldenaar, ons staan absoluut veroordeeld. Maar nou kom ons by die evangelie, en hier kom ons dan nou ook by die basis van geregtigheid. Waar kom hierdie geregtigheid vandaan? En onthou hierdie woord geregtigheid, om reg te wees by God. Nou kom ons by die evangelie, ons kom by die goeie nuus vir die mensdom. Dis wat Paulus dan ook sê in vers 21, waar hy sê, maar nou. Dan moet ons vra, maar nou wat? Nou is daar geregtigheid in Christus vir die mens bewerk. Lees weer die eerste paar verse, en hier hoor ons ook hoe die katekismus in antwoord 60 die skrif getrou naspreek. Daar staan, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid, naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Gemeente, in 'n paar verse lees ons amper eintlik die hele evangelie. Christus is die gelowige se geregtigheid, sy perfektheid, sy reg wees voor God. So ons verstaan dan wat die woord geregtigheid beteken, maar nou kom ons by die vraag, hoe? Hoe is Christus die gelowige se geregtigheid? En eintlik weet jy dit al reeds. Christus het terselfdertyd as mens en as God op aarde gewoon, hierdie selfde aarde waarop ons is. En hier het hy geleef vir 'n bietjie meer as 3 dekades as 'n mens en as God. En tog met een groot uitsondering. Hy het perfek geleef. Hy het in volmaakte gehoorsaamheid geleef. Hy het nooit teen God gesondig nie. Hy het nooit ingegee as hy versoek was nie. Voor sy kruisdood is hy gespot, hy is geslaan, hy is gespoeg, hy is verneder, hy is verwerp deur sy eie mense, die kerkmense, hy is verag, hy is versoek deur Satan self en hy is gemartel. Nooit was hy ongehoorsaam nie. Nooit het hy gesondig nie. En dan lees mens bietjie verder en mens kom by die kruis en dan sien mens selfs aan die kruis daar by die toppunt van sy vernedering, daar by die toppunt van sy lyde, daar waar die volle maat van die toorn van God op hom uitgegiet word, vir sondes wat hy nie gedoen het nie, selfs daar is hy gehoorsaam aan sy Vader, tot in die dood toe. As die een wat onskuldig aan die kruis hang, met 'n doringkroon op sy kop, daar tussen hemel en aarde, vir sonde wat hy self nie gedoen het nie. Nie een keer roep hy uit onreg nie, nie een keer loop hy weg van sy taak nie, nie een keer is hy ongehoorsaam nie, nie een keer
sondig hy nie. In totale gehoorsaamheid leef hy en in totale gehoorsaamheid sterf hy. En soos Adam die hoof van die menslike geslag was, of is, en deur hom almal skuldig voor God is, so word Christus die hoof van die uitverkore mense en deur hom ontvang hulle geregtigheid. Hulle regsstatus word, met ander woorde, voor God verander. En dan kry ons 'n interessante ding. Dit gebeur terwyl ons nog steeds sondaars is. En ons kan hierdie idee dalk verder illustreer met 'n gebrekkige beeld. Gestel 'n Nederlander immigreer na Suid-Afrika. Hier is hy steeds 'n Nederlander in sy voorkoms of in sy kondisie. Mens kan sien hy is nie soos ons nie. En voor die Suid-Afrikaanse wet is hy ook nie 'n burger nie en het hy ook geen burgerlike regte nie. Sy status is een van Nederlander. Sy kondisie, hy lyk soos een, hy praat soos een en sy status is een van Nederlander. En dan bly hy 'n tyd lank hier en hy doen dan later na hy vir 'n tyd lank hier gebly het ook aansoek om 'n Suid-Afrikaanse burger te word en dan ontvang hy ook die status as Suid-Afrikaner. Sy status verander van Nederlander na Suid-Afrikaner. Hy is nou Suid-Afrikaanse burger. Hy het voorregte en voordele ontvang onder die Suid-Afrikaanse regering. En dit alles terwyl sy kondisie nie verander het nie. Mens kan aan sy gelaat en sy uitspraak hoor dat hy nog steeds 'n Nederlander is. Hy lyk nog steeds vir ons 'n bietjie bleek en hy praat nog steeds 'n bietjie snaaks. Maar hy is nou 'n Suid-Afrikaner in status. Maar sy kondisie is nog dieselfde. En so ook met die gelowige, wanneer hy of sy geregtigheid van Christus ontvang. In en van onsself is ons nie geregtig voor God nie, ons is nie reg voor hom nie, ons staan skuldig, ons is korrup, ons is absoluut verdienstelik van die hel. En so staan ons voor die Here in status en in kondisie. Maar deur die geregtigheid wat ons van Christus ontvang, verander ons status voor God. Nie meer die veroordeelde nie, maar die geliefde. Nie meer die skuldenaar nie, maar die skuldlose. En dit ontvang ons dan ten spyte daarvan dat ons kondisie nog steeds dieselfde is. Ons is nog steeds sondaars. Die katekisme spel dit baie duidelik uit. Al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het, die verlede tyd, en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, het God nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant uit louter genade die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus geskenk. Aan die ander woorde gemeente, terwyl ek dood was in my sonde, terwyl ek niks verdien voor die Here nie, terwyl ek nog steeds sonde doen, ontvang ek deur die genade van God die geregtigheid van Christus, die perfektheid, die reg wees voor God. Of soos die katekisme sê, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus. Hierdie drie woorde staan ook mooi in kontras met die drie beskuldigings van antwoord 60. Eerstens, my gewete kla my aan dat ek swaar teen al die gebooie van God gesondig het. Hierteenoor is Christus wat sê, my genoegdoening maak die aanklag stil. Hy het vir hierdie misdade geboet met sy lewe. En sy genoegdoening ontvang ek asof ek self nooit eers een sonde gehad of gedoen het nie. En tweedens kla my gewete my aan dat ek ongehoorsaam is aan die Here se wet en nie sy gebooie uitvoer nie. En hierteenoor staan Christus weer en sê, my geregtigheid maak die aanklag stil. Christus se geregtigheid, sy loop in die regte spore van die wet, sy gehoorsaamheid, sy volkome wetsonderhouding, word my toegereken asof ek self al die gebooie van God gehoorsaam was. En laastens kla my gewete my aan dat ek steeds tot alle kwaad geneig is. En hierteenoor staan Christus nog 'n keer en sê, my heiligheid maak daardie aanklag stil. Christus se heiligheid, sy suiwer lewe, word aan my geskenk. En God sien my aan asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie. Aan die ander woorde, God sien my aan asof ek my hele lewe in gewillige gehoorsaamheid aan hom geleef het.
asof ek suiwer en heilig geleef het. Dit is die evangelie van Christus, gemeente. Dit is die goeie nuus vir die mensdom. Dat ons 'n perfekte lewe van Christus ontvang, asof ons dit self gedoen het, terwyl ons baie goed weet dat ons dit nie self gedoen het of ooit sou kon doen nie. En dat ons dit ontvang as geskenk en dat ons nou voor die Here staan met hierdie rein, skoon lewe. Christus se lewe. Maar nou bly die vraag, hoe ontvang ons die geregtigheid van Christus? Hoe word dit myne? En nou kom ons by die laaste vraag van Sondag 23, vraag en antwoord 61. Ons ontvang die geregtigheid, onthou die woord, perfektheid, reg wees voor God, ons ontvang dit van Christus deur 'n ware geloof in hom, wat die Heilige Gees aan ons skenk en in ons werk. En dan nie op enige manier nie, natuurlik logies, maar ons moet dit weer en weer sê, nie op enige ander manier nie. Nie deur 'n goeie of 'n mooi of 'n vroom lewe nie, nie deur ons prestasies nie deur goeie dinge wat ons doen nie deur bloot kerk toe te kom nie deur ons katekisasie en ons kampe en ons Bybelstudies nie, alleen deur 'n ware geloof in ons Here Jesus Christus. En daarom bring die Here die oproep aan elkeen wat die evangelie hoor en hy sê, glo in Christus. Glo in Christus Jesus, hy is die enigste verlosser. Daar's niks op hierdie aarde wat vir jou verlossing kan bied nie. Daar is niks wat jou skuld kan wegneem nie. Daar is nêrens vir jou om heen te vlug nie. Alleen by hom is daar verlossing. Hy is die enigste saligmaker. In hom alleen word jy gered. By hom alleen word jou sondeskuld afgewas. By hom alleen ontvang jy vryspraak van die ewige hel. En dan moet ons nog een ander aspek van die geloof beklemtoon in die antwoord wat die katekismus hier gee. En dit sien ons in die eerste deel van die antwoord. Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie. En hierdie moet ons ook baie mooi hoor en verstaan. Dis nie jou geloof wat jou regverdig voor God nie. Dit is die objek van jou geloof wat jou red. Dis slegs Christus wat jou red. Geloof is nie in die eerste plek dit wat jou red nie. Geloof is die middel wat die Here gebruik om aan ons die geregtigheid van Christus te skenk. Sy perfekte lewe. Sy perfekte gehoorsaamheid. Ons moet dit mooi verstaan. Ons kan maklik die fout maak om te dink dat ons geloof ons red. Dalk nie so bewustelik nie, maar dit kom telkens uit in ons lewe. Dis nie eers ons geloof wat ons red nie, dis Christus se geregtigheid wat ons ontvang deur die geloof. Sien gemeente, daar's baie mense wat glo, daar's baie mense wat baie ywerig glo. Ons kan dink aan 'n moslim wat sy hele lewe lank baie ywerig glo en dan kom hy tot die einde van sy lewe en dan is hy nie gered nie. Hy het baie geloof gehad, maar sy geloof was nie op die regte plek nie. En dan is daar 'n Christen en hy sukkel sy hele lewe lank, hy het 'n sogenaamde klein geloof of hy sukkel en dan kom aan die einde van sy lewe en dan sy gered. Omdat sy geloof in Christus was. Omdat dit nie van die mens afhang nie. En dan moet ons ook oplet na die woorde wat eintlik direk volg uit wat ons nou gesê het, nie op grond van die waarde van my geloof nie. En hoe vertroostend is hierdie woorde ook nie. Ons word nie gered op grond van hoe sterk of hoe swak of intens of helder ons geloof is nie, maar dat ons in Christus glo. Maar dat ons in Christus glo. En is juis omdat ons nie eerstens deur ons geloof self gered word nie, maar deur Christus, die objek van ons geloof. Hy is die een wat ons red, van hom ontvang ons die geregtigheid. Die een kan byvoorbeeld denkbeeldig Christus se hand so styf vashou dat sy hand blou word en hy is gered. En die ander een is dalk hy hou skaars vas, hy hou net vas aan Christus se pinkie en hy is ook gered. Want dit hang nie van die mens af nie. 'n Nuwe om hierdie beeld te illustreer, 'n Nuwe Testament akademikus het eendag die volgende beeld gebruik. Dis nie ware geskiedenis nie, dit kan dalk wees, maar
Ons lees dit nie so daar nie, maar hy sê, dink aan die 10de plaag, daar in Egipte wat die Here gestuur het, waar die Here die 10 plaag gestuur het in Egipte. Hy sê, dink aan die 10de plaag, die dood van al die eersgeborenes. Die Israeliete moes aan hulle deurposte die bloed van 'n lam smeer. En as hulle dit gedoen het, dan gaan die doodsengel daardie nag verby, al die huise gaan in Egipte, en daar waar die bloed van die lam aan die deurposte gesmeer is, daar gaan die doodsengel verbygaan. Die eersgeborenes sal dan nie sterf van die huise waar die bloed van die lam aan die deurposte is nie. En dan sê hy, gestel daar is 2 Israeliete wat beide gehoor het wat die Here sê, glo in wat die Here sê, en hulle het beide die bloed van die lam of van 'n lam aan hulle deurposte gesmeer. En die een smeer die bloed aan sy deurpos en hy glo volkome dat sy eersgeborene nie sal sterf nie. Hy is rustig. En die ander Israeliet, hy glo ook wat die Here sê, hy het ook gedoen wat die Here sê, hy smeer ook die bloed aan sy deurpos, maar hy is tog bang en hy is tog, daar's tog iets in hom wat wonder. Wat as die Here dalk tog my kind vat? Wat as hy dalk dit nie reg gedoen het nie, wat die Here gevra het nie? En dan is die vraag, watter een van hierdie 2 se kinders is die volgende oggend lewendig? En die antwoord is beide. Want gemeente, die doodsengel het nie verby daardie Israeliete se huise gegaan op grond van hulle geloof nie. Nie op grond van hoe intens of helder of groot of klein hulle geloof was nie. Hy het slegs verbygegaan op grond van die bloed van die lam. Die bloed van die lam. Dis die bloed van die lam, die geregtigheid wat Christus met sy kruisoffer en sy lewe bewerk het, wat die aanklag stil maak. Vers 25 sê dit ook, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Die bloed van die lam is wat red. En so kom ons dan ook by die praktiese uitlewing hiervan, want hoeveel keer kan die gelowige nie hom of haarself martel en martel en martel met die vraag of God hulle ooit sal kan lief hê met al hulle swakhede en sonde nie. En hoeveel keer worstel ons nie met die vraag of ons tog gered is nie. Hoeveel keer is daar nie die aanklag dat ek al soveel keer teen God gesondig en swaar gesondig het nie, en soos antwoord 60 sê, dat ek nog steeds geneig is tot alle sonde. En dan behoort daar vir u net een antwoord te wees, gemeente. Christus. Christus is genoeg. Christus is my geregtigheid. Christus, in hom lewe ek vas en seker. In hom lewe ek vas en seker. Die aanklag van die Satan en die aanklag van my gewete maak ek stil met die geregtigheid wat Christus vir my bewerk het. Met sy lewe, met sy offer, met sy gehoorsaamheid. En in my dag tot dag let ek gedurig daarvoor op dat ek nie op klein maniere myself probeer red nie. Byvoorbeeld, veral as mens 'n sonde gedoen het waar mens skaam kry en mens voel mens kan nie tot die Here nader in gebed nie, mens voel mens is nie eintlik heeltemal welkom by hom nie, of mens voel so skaam dat jy nie na hom toe wil gaan nie. Dan kan mens soms jouself vang dat jy eers vir 'n tyd lank weer goed probeer lewe. Weer soos 'n Christen probeer lewe, weer reg probeer lewe, tot jy weer beter voel oor jouself, en dan gaan ons weer nader na die Here. Dan voel ons is nou weer welkom by hom. En op daai manier probeer ons dan ook onsself red, ons probeer onsself regstel, regmaak voor ons tot die Here nader. En ons vergeet dat Christus ons geregtigheid is. Ons vergeet dat ons vry is in Christus. Ons vergeet dat ons vrye toegang het in Christus tot ons Vader. Gemeente, net as 'n kort nota hierby, al hierdie dinge, naamlik dat Christus ons geregtigheid is en dat ons redding nie afhang van die mens nie afhang van hoe groot of klein of intens of helder ons geloof is nie. Moet ons tog net bysê, dit maak nie die Christen laks of lou nie. Dit maak hom nie onverskillig nie. In die Sondag wat nog volg gaan gekyk word na hoe die Christen nou moet lewe uit dankbaarheid.
Maar vir nou het ons net gefokus op hierdie aspek, die geregtigheid van Christus wat ons ontvang deur die geloof. So om dit alles bymekaar te bring, deur die geloof, gryp ek aan die geregtigheid van Christus vas. Onthou hierdie woord, reg voor God, perfek voor God. En so deur die geloof weet ek dat ek te midde van die sonde geregverdig is. Dat ek te midde van die dood leef. En alhoewel ek weet dat ek van nature 'n kind van die duiwel moes wees, word ek genadiglik aangeneem as 'n kind van God. God se reddende genade deur Christus wat in ons plek aan 'n vervloekte kruishout tussen hemel en aarde gehang het. Sodat ons verenig kan word met God. Sodat ons weer toegang tot hom mag hê. Daar is jou troos, geliefde van die Almagtige. Laat mens weer dink aan Sondag 1, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Hier het ons dit, Christus. Amen. Gemeente, ons gaan antwoord op die woord van die Here. Ons sing saam Psalm 32 en daar sing ons juis ook in blydskap oor hierdie dinge waaroor ons nou gepraat het en waarna ons nou gekyk het. Daar sing ons welsalig wie van skuld en straf onthewe. Die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Want God wat groot is in barmhartigheid het hom vergewe en skeld die skuld hom kwyt. Welsalig wie die Heer geen enkele stonde toereken wil die boosheid van die sonde en wie se gees van alle valsheid vry voor God ootmoedig al die skuld bely. Psalm 32 vers 1 en 6 en dan bid ons saam. Ons liefdevolle Vader, ons dank U dat U ons lei deur die Gees. Ons dank U vir U woord. Ons dank U dat U Uself daardeur openbaar. Ons dank U dat ons vandag as eerste dag van die week mag kom rus in U huis. Dat ons hier weer krag kon kry, moed kon skep vir alles wat voor lê. Ons dank U, Vader, vir U groot genade. Ons
nie altyd vir ons maklik of moontlik om ons kop rondom u verlossingswerk te kry nie. Hoe u seun stuur na 'n wêreld wat hom nie soek nie. Na 'n wêreld wat eintlik die vuis swaai na u, wat u van die troon wil afgooi en self op die troon wil klim. En dan weet ons van nature swaai ons ook die vuis na u. Wil ons ook self op die troon sit. En daarom smeek ons u dat ons nooit lou sal raak of verveeld sal raak met die evangelie nie. Dat dit vir ons nooit sommer net as 'n gegewe word nie. Dat die genade nooit vir ons goedkoop sal wees nie. Want ons Here Jesus Christus het sy troon verlaat. Hy is verneder deur aarde toe te kom, hier op aarde nog verder verneder. En dan sterf hy selfs 'n vervloekte dood vir sonde wat hy nie gedoen het nie. Mag ons in hierdie week wat voor lê altyd daaraan dink, altyd dit voor oë hou. Mag ons altyd onthou die prys wat betaal is. Mag ons onthou dat Christus hierdie prys betaal het, sodat ons weer naby aan U kan leef, sodat ons weer tot U kan nader. Sal U ons dan help in alles wat ons doen, dat ons alles sal doen tot eer van U naam. Sal U ons bewaar daarvan om nie onsself te probeer red nie, op al die verskillende klein maniere wat ons dit doen, wanneer ons nie genoeg glo in die werk van Christus nie, wanneer ons vergeet. En sal U dan ons swakhede en ons sondes tegemoet kom en vergewe. Wees met ons gemeente, sodat ons hoe langer hoe meer U voor oë mag kry en U mag lief hê. Bewaar ons daarvan om te vergeet wat ons doel is. Brand die ewigheid in ons oë in, sodat ons nooit daarvan sig mag verloor nie. Wees met elkeen wat siek is, elkeen wat swaar kry. Elkeen wat oud en swak is en nie meer die geleentheid het om hier in die huis by mekaar te kom. Ons dank U ook vir elkeen wat verjaar en vir al die vreugdes wat U gee in hierdie lewe. Mag ons in die moeilike en uitdagende en slegte tye, maar ook in die goeie en mooi tye, altyd aan U die eer gee. Dit alles vra ons en bid ons in die naam van ons Here Jesus, ons koning en ons verlosser, ons geregtigheid voor U. Amen. Ek meen, daar is geleentheid vir ons om ons offergawes te gee. Ons gee aan die Here wat hom toekom. Ons gee uit dankbaarheid omdat hy eerste gegee het. Daarna sing 8 of Skrifbreiding 5:3, ek sal dit weer vir ons voorhou.
Ons sing nog 'n laaste keer saam uit Skrifberuiming 5:3. Sing daarvan vers 1, 2, 4 en 5. Ek wil graag hê jy moet oplet na die woorde wat ons hier sing, hoe dit op mekaar volg. In vers 1, aan U, o Lam van God, 'n nuwe lofgesang. Ons sing, ons loof die werk van ons Here Jesus Christus. Aan die einde van vers 1, U is waardig, U alleen, omdat die werk volbrag is, toe U as offer vir ons sondeskuld geslag is. En dan gaan ons aan in vers 2, U het van die hemel hoog op aarde neer wou daal en ons vir God gekoop uit alle volk en taal. Die losprys was U bloed, wat U vir ons gestort het. En dan in besonder vers 4 en 5, wat baie direk op mekaar volg. Die sondelose lam vir sondeskuld geslag, is waardig om te ontvang die rykdom, wysheid, krag en eer en heerlikheid en dankbare seëninge. En dan hoor ons hier gebeur iets. Dan lees ons, en al wat leef en roer, al die geskape dinge, op aarde en diep omlaag, of in die hoë hemel, al wat in die see bewoon, of al wat die see bewoon en in sy dieptes wemel. En dan vers 5 gaan dit aan, die ganse skepping sing met krag van jubeltoon. Skrifberuiming 5:3 vers 1, 2, 4 en 5.
vra die Here vir sy seën in gebed. Ons Vader, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.